Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Hallo aandiens, baie welkom julle. Ja, het is lekker om weer vanaand by julle te kan wees en ja, dalk is jy nie hier by ons, baie welkom vir jou spesifiek. Ons skop hierdie nuwe reeks af en dalk is jy genooi vir die reeks, dalk kom jy juis vir die reeks. En so ek wil jou hartlik verwelkom. Ons is bitter opgewonde oor hierdie reeks, dis 'n reeks wat ons elke jaar doen, vra wat weghou. Ons wil net erken in hierdie reeks dat ons en ons pelle heel moeilike vrae het agter ons koppe. Dalk praat ons nie veel daaroor nie, maar agter ons koppe het ons moeilike vrae, veral as dit kom by Christendom. Die kerk, die samelewing het soveel om te sê en daar's soveel vrae. En tot 'n mate maak hierdie vrae ons almal skepties. Dit hou ons weg van die kerk af. Dit hou ons weg van om te verstaan hoekom ons nie in Christendom glo nie. Al glo ons, dit maak dit ons nie 'n diepte in ons geloof het nie. En so ons wil met hierdie moeilike vrae engage. En so in kort is dit waar die reeks gaan. Ons wil in hierdie spesifieke reeks 5 moeilike vrae beantwoord. En hopelik ons geloof verdiep in hierdie antwoorde kry vir vrae wat ons vriende dalk op ons pad bring, selfs ons wil met integriteit met ons vriende kan praat oor hierdie goeie, soos wat hulle ons challenge. En dalk is jy skepties vanaand, en dalk help dit jou om deur van jou worstelinge te werk. En so, ek hoop jy geniet die reeks, ek hoop dit beteken vir jou iets. Kom ons spring in by vanaand se vraag. Hoe weet ons wat die waarheid is? Hoe kan ons weet dat wat ons glo, wat ook al dit mag wees waar ons glo, hoe weet ons of dit regtig die waarheid is? As julle nie omgee nie, wil ek graag bid voor ons nou verder gaan, maar dit is die vraag van vanaand. Kom ons bid daarvoor en vra dat die Here ons sal help as ons worstel met hierdie vraag. Kom ons bid saam. Almagtige God, Vader, help my om hierdie woord duidelik en met integriteit te kan preek, om net te kan deel opreg wat Christendom se antwoord is op hierdie vraag. Maak ons harte oop en toeganklik vir wat U vir ons wil sê, en bring uit ons harte uit, Vader, selfs nou, soos wat ons luister, bring uit ons harte uit, daai dieper skeptiese vrae, en engage met ons, help ons, geef ons duidelikheid, ons bid dit in Jesus naam alleen. So vanaand, die groot vraag, wat is die waarheid? Eenvoudige vraag. Nee, dit is nie. Dit is nie. Alles behalwe waarheid, om dit te definieer en om dit te probeer kry met enige sekerheid, waarheid, dis vandag meer kompleks as hoër graad fisika. In die tye waarin ons lewe, en ek gaan nou hierdie vir ons probeer illustreer, is 2 + 2 nie noodwendig gelyk aan 4 nie. Ek wil 'n voorbeeld gebruik, maar belangrik, hierdie is net een voorbeeld. Die verwarring van waarheid speel ons af in letterlik elke liewe kwessie. Elke kwessie. Geloof, politiek, geslag, seksualiteit, basies enige debat vandag, wat ook al dit mag wees. Dit is waar. 2 + 2 is nie noodwendig 4 nie. En so kom ek illustreer hierdie gou, net met een voorbeeld. Ek wil julle hier gou net verwys na 'n paar headlines toe. Hierdie is headlines van 'n paar koerantberigte tussen wat praat oor die Oekraïne-Rusland oorlog. As jy kyk na hierdie headlines, as jy mooi kyk, is die narrative van aan die een kant is die narrative dat Rusland sê Oekraïne sê oor Rusland, bomme val heel nag. Ons word hostage gehou, sê die Oekraïne. Ons word hostage gehou in 'n nukleêre kragstasie. Ons lees hierso, die Russe is genadeloos. Kyk, selfs gestremde kinders word gemishandel. En daar's nog baie van hierdie tipe headlines. So dis nou wat die Oekraïne sê Rusland mee besig is. Maar kyk nou na hierdie nuusberigte. Hierdie is nou weer die ander kant van die storie. Hierdie ene is meer van 'n Russiese oogpunt uit, en hulle sê 14,000 kinders gered uit die Oekraïne deur Russiese soldate. 44,000 ton kos, mediese en ander basics gestuur om die Oekraïne te help. 30,000 mense trek Rusland toe sedert die oorlog. 30,000.
25.000 is ge-evacuate, gered, deur die Russe. As jy mooi kyk, sal jy sien, hierdie koerantberig praat van die hoeveelheid karre, wat al van die begin van die oorlog was oor die grens is. Van die begin van die oorlog sê hierdie koerantberig 563.000 karre is al oor die grens terug na hulle sin toe. So die narratief wat Rusland probeer voorgee is, ons abuse nie. Ons val nie aan nie, ons is eintlik hier besig om mense te red. Kyk, al die Oekraïense mense vlug terug Rusland toe, hulle het 'n rede gesoek om terug te kom, nou kom hulle terug. Hulle is nie kwaad vir ons oor die oorlog nie, hulle is dankbaar. Wat die vraag is, kyk na hierdie twee pole, kyk na hierdie twee argumente, wat is die waarheid? Johan, obviously, jok Rusland, jy kan dit sê vir my, maar kyk hierna, hoekom help Rusland vir die Oekraïne? Want kyk hierna, daar is 'n regime, lees ons hierso. Die narratief van Rusland se kant af sê, daar's 'n regime, daar's Nazis, sien julle, we have come to protect you, sê hierdie koerantberig. Russian soldier tells Ukrainian man, we have come to protect you. Social media kom hier in, maak dinge nog heel wat kompleks. Wat is die waarheid in selfs hier? En hier is 'n baie mooi portret van Putin, en hier is social media sê, thank you to all Putin supporters, all of you are smart and strong people, you didn't allow being brainwashed by Ukrainian propaganda. Kyk hier is nog 'n video geneem, hierdie sê dat die Ukrainians is besig om basies propaganda te stage. Ag, ek kan aangaan. Die punt is, ek vra julle, wat is die waarheid? As jy kyk na hierdie twee pole, net in hierdie een kwessie vandag, hoe weet ons regtig daar is nie 'n Nazi regime in die Oekraïne nie? Hoe weet ons regtig dat Rusland nie hulle probeer red nie? Ek was nog nooit fisies in die Oekraïne nie, so ek vertrou maar wat mense sê. Okay, so dis net om die saak te illustreer, voor julle nou almal dink ek is 'n Putin supporter, en ek dink nie regtig dat Putin eintlik mense uit die Oekraïne red, en dat hy hulle red van 'n secret Nazi regime nie. Natuurlik dink ek dit nie. Die punt is, baie mense doen. Baie mense raak vreeslik verlore in hulle soektog na die waarheid. Baie mense in die westerse wêreld glo die aarde is plat, die maanlanding was 'n hoax, gender is 'n construct, ensovoorts. Hoekom? Want so obvious soos wat enige iets vir jou voel, is daar vandag daar buite 'n warrelwind van teenstrydige opinies oor alles, en dit is verwarrend. Dit los ons nie meer met wit of swart nie, dit los ons in die verwarring van grys. Ons weet nie meer wat op of af is nie. Elke dag in ons lewens, en elke ding het nie meer net twee kante nie, elke ding het ten minste 4 of 5 kante, en die nuus en social media en elke nuus maatskappy, of wat noem mense hulle, die news agencies, hulle almal het hulle eie agenda, en ons is in die middel vasgevang in die warrelwind van vandag se soektog na waarheid. En ons probeer deur alles sif, want alles het 'n agenda. Nuus is nie net bloot nuus nie, social media, ons probeer deur alles sif, en ons probeer by die waarheid uitkom. Voel dit nie onmoontlik vir julle nie? Dis baie keer hoe ek voel dit voel onmoontlik. Ek voel so seker soos ek kan wees oor iets, ek kan nie eintlik seker wees nie. Jy sê, ja Johan, dis hoekom ons glad nie die nuus vertrou nie, en kyk, as jy na YouTube en Twitter en Instagram kyk, ek vertrou daai mense, hulle is betroubaar, want hulle het nie 'n agenda nie, hulle is net the guy on the street, hulle het geen agenda nie, ek vertrou daai ons, ek vertrou nie die nuus nie. Wel, kom ek deel met jou nog een laaste, massiewe lokval, wat hierdie kompleksiteit nog net vir ons verder uitwys. Daar's 'n massiewe lokval in YouTube en Twitter en social media, Instagram oor die algemeen. Daar's 'n massiewe lokval, want daai algoritmes op YouTube en social media, daai algoritmes skep wat hulle noem 'n siklus van confirmation bias. Okay? Dit beteken, as jy gedink het die aarde is plat of die Ukrainians is Nazis, dan gaan Instagram en YouTube vir jou meer en meer posts feed van mense wat saamstem met jou. En so wat gebeur is, confirmation bias, jy word in 'n siklus gevang, vat 'n echo chamber vorm van een waarheid, en al wat jy
hoor, is daai een ding wat jy glo. Dit word, jou siening word nooit getoets teen ander waarhede nie, jy hoor net dieselfde ding, dieselfde kant, oor en oor. Naderhand, glo jy, nie net die aarde is plat nie, maar jy begin beklei daarvoor, want dit is obvious. En jy is so oortuig oor, jy begin beklei met almal, en maak ook wat hulle sê oor jou, en jy het elke argument onder die belt, jy weet presies hoe om teen almal te stry. Niks en niemand word betroubaar nie. Dis nog 'n moeilike deel van wat ons vandag oor praat in terme van waarheid. Dis wat gebeur in ons samelewing. En so laastens, ek vra weer, wat is die waarheid? Hoe navigate ons hierdie samelewing waar ons vandag lewe en die honderde verskillende sienings oor elke saak? Vanaand wil ek julle in Pilatus se skoene sit. Pilatus in die evangelie van Johannes. Hy is in 'n baie unieke situasie. Pilatus, hy is in 'n baie unieke situasie. Hy beleef 'n komplekse ding. Hy sit ook so in die middel en hy's ook in 'n warrelwind van waarhede. En soos wat ons net kyk na sy interaksie met Jesus, dan gaan ons uitgedaag word. Hier dink ek, ten minste met 'n Bybelse perspektief, wat ons gaan help om hierdie vraag te beantwoord van hoe vind ons die waarheid? Wat is die waarheid? En so kom ons kyk net vinnig daarna. Ek wil na Pilatus se storie kyk en ek wil weer eens net vinnig praat oor die probleem van hierdie verwarring van waarheid. Ek wil tweedens net vinnig praat oor klein en groot waarhede. En dan wil ek weer praat oor die waarheid. Die waarheid. En so dis hoe ons gaan kyk na hierdie storie vandag en hierdie teks vandag. En dit gaan ons help om met hierdie vraag te beantwoord. So kom ons spring in die probleem, okay? Die probleem van waarheid wat so verward is. Kyk gou dat Pilatus ook hierdie probleem ervaar. As julle kyk na Pilatus se storie in die teks wat ons gelees het vanaand, vind Pilatus homself in 'n baie soortgelyke plek as wat ons is vandag. Aan die een kant moet hy namens die Romeinse Ryk die Israeliete onder beheer hou. Nou oor die jare was die Israeliete van die nasies wat die onder keiser die meeste moeilikheid gemaak het. So dis nie 'n klein taak nie, okay? Die Israeliete is hardnekkig en hulle weet hoe om opdraande te gee in hierdie. En so hy het nie 'n maklike taak nie, maar Pilatus moet nie net dit doen nie, hy moet beheer handhaaf. Maar sy toekoms, sy hele loopbaan rus op die basis van hoe hy hierdie Jode gaan hanteer. As hy dit sleg hanteer, dis nie 'n genadeloose tyd hierdie, dan gaan keiser gaan hom afsny. En so hoe het Pilatus die vrede gehou? Wel, hy het beheer gehou van die godsdienstige leiers in Israel. So dink gou aan die scribes, the Pharisees, hierdie hoofleraars in Israel. As hy hulle happy gehou het, kon hulle die crowds beheer, hulle kon die mense beheer. En so hier vind Pilatus homself in 'n situasie waar hy moet vir Jesus laat kruisig. En duidelik kan jy sien in die storie, hy verstaan nie hoekom die leiers van Israel, die hoofleraars, hoekom is hulle so kwaad vir Jesus nie? En hoekom wil hulle spesifiek hê hy moet 'n wrede dood sterf nie? Hy verstaan nie hoekom nie. En so in die teks, sien julle hoe Pilatus bietjie terugstoot, hy probeer investigate. Wie is hierdie Jesus? Hoekom is hy nog 'n rebellieleier? Is hy iemand wat teen die keiser moeilikheid probeer veroorsaak? Hoekom haat die leiers hom? Is hy skuldig? Hoekom wil hulle hom laat kruisig? Sien hy probeer ondersoek, hy probeer 'n bietjie terugpush. Maar hy vind homself in 'n moeilike posisie want hy kan nie te veel terugpush nie, want hy moet hulle happy hou, want dit hang alles af van hulle of daar 'n optog gaan wees. Die godsdienstige leiers sê vir Pilatus, Jesus is King of the Jews. So hy probeer die keiser omgooi, maar Pilatus is nie oortuig nie. Hy is nie oortuig dat Jesus die Romeinse Ryk dreig nie. Asof dit nie genoeg is om te verwerk nie, in die moeilike plek waarin Pilatus homself vervang nie, waar hy is nie, dan kom Jesus, en Jesus bring 'n heeltemal 'n unieke perspektief tot die tafel toe. Jesus se woorde, baie kragtig. Jesus sê, soos wat Pilatus hom interview, probeer uitkom by die waarheid, so kom Jesus in vers 36 en hy sê, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would have been fighting, that I might not be delivered over to the Jews, but my kingdom is not of this world. Jesus sê, basies vir Pilatus, as ek besig was om 'n rebellie op te stook, hoekom beklei my volgelinge nie? Waar is die oorlog?
Ek is besig om 'n koninkryk te bou. Ja, jy's reg. Ek is koning, jy's reg, maar dis glad nie wat jy dink nie. Dis nie soos ander koninkryke van hierdie wêreld nie. En daar's nie 'n bekleierery in die vlees nie. Nee, daar's iets anders, daar's iets meer aan die gang hier, so sê Jesus vir Pilatus. Vir Pilatus. Okay. Asof hy nie klaar de mekaar genoeg is nie. Sien julle dat in hierdie een oomblik Pilatus al hierdie verwarrende teenstrydige, hy het sy eie hart, hy het die Jode, hy het die Romeinse ryk, hy het Jesus. Is die Jode reg? Wat van die Romeinse ryk? Wat van Jesus self? Pilatus sê in vers 38, sê Pilatus, wat is die waarheid? Sien julle dan in vers 38? Hy vra, hy's verward, soos ons. Wat is die waarheid? Dalk kyk jy hierna en jy dink, maar dis obvious wie reg is, Johan. Ja, jy's reg. Jesus is onskuldig, maar dalk vir jou, maar ons moet nie die punt mis nie. Dit was in daai oomblik nie vir Pilatus obvious wie reg was nie. Dit was nie. Daar's soveel sulke voorbeelde vandag. Pilatus het sy waarheid, die Jode het hulle waarheid, Jesus het sy waarheid, almal bring hulle waarheid, en almal se waarheid is hulle waarheid. En so wat gebeur? Wanneer almal hulle waarheid na die tafel toe bring, raak die egte waarheid weg. Soos ons almal gebombardeer word met waarhede, dan voel dit vir ons baie keer soos Pilatus, maar wat is nou regtig die waarheid? Dis die punt, in die verwarring van 1000 waarhede vandag, raak die actual waarheid verlore. En dan is daar niks meer waarheid nie, hoekom nie? Want ons kan nooit ooit werklik seker wees van enige iets nie, want daar's 1000 verskillende opinies. Julle, grootendeels is hierdie die rede vir die chaos waarin ons vandag lewe. Die rede vir die chaos is die waarheid het al hoe meer vandag relatief geraak. Jou waarheid is jou waarheid, my waarheid is my waarheid, almal se waarheid is hulle waarheid, almal is reg. Almal se perspektiewe is geldig, almal se stemme maak saak. En die waarheid is meer fluid. Dis nie wit of swart nie, dis nie 'n vierkant nie, dis 'n driehoek. Almal kyk na, dis eintlik nie 'n driehoek nie, dis eintlik 'n piramide. Almal kyk van verskillende rigtings af na dieselfde ding. Hierdie manier van dink is natuurlik, dit maak op die oog afsin en dis aantreklik, maar dit val ver kort. Want die probleem is, soos wat hierdie die dominerende perspektief is oor die waarheid, alles is relatief, alles is okay, raak die egte waarheid weg. Niemand is meer seker oor enigiets nie. En dan op die einde van die dag is niemand eintlik reg nie. Die actual waarheid raak weg, dis die punt. Dis hoekom daar soveel bekleierery is vandag, dis hoekom daar soveel kampe is, almal het hulle eie kamp, links, regs, passievol, daar's haat tussen almal is reg, daar's soveel haat, want ek het myself begin vra, maar hoekom is almal reg, maar almal haat mekaar? Hoekom is almal reg, maar almal beklei met soveel passie vir wat hulle inglo? Ek dink die antwoord op daai vraag is, want ons moet ophou vir onsself jok. Ons moet ophou vir onsself jok en sê almal kan reg wees. Die feit dat almal beklei vir hulle waarheid en dat daar soveel kampe is, sê vir my ten minste, ons soek tog 'n egte, soliede, regte waarheid. Ons soek dit tog, né? Anders is ons nie beklei het vir dit nie. Ons soek iets om onseker te wees. Ons wil nie hê daar moet mense met ons stry nie, want hulle maak ons onseker oor wat ons glo. Ons wil nie vasgevang word in hierdie verwarring van grys, fluid, airy-fairy relativism nie. Dis nie goed genoeg nie. Ons soek die regte, egte waarheid. Daar's 'n uitstekende quote hierso, wat ek graag met julle wil deel. Die quote is deur Dave Mathis, en hy skryf die volgende, hy sê, "The recent swell of concern for truth, at least as a word choice, is an interesting development. Even voices that recently declared with seeming delight the dawning of a post-truth relative age, where everyone has his own truth, now find themselves reaching for this ancient word. Freshly sensitive to the lies of perceived foes on the other side of the political divide, amateur politicians, conservatives and progressives, with smartphone in hand, represent themselves as bearers of the real truth. Whether it's social distancing and face coverings, crime rates and policing, big tech and big government, inflation rates and national debt, court cases and judicial appointments, it turns out we all still want the real truth. No,
we demand the actual truth. That is when it favors our personal interests and preferences. Baie kragtige woorde. Ek dink dit maak die punt. Die rede hoekom ons almal heeltyd beklei is omdat ons nie regtig glo in die diepste dele van ons almal kan reg wees nie. Ons is dalk bang vir konflik, ja. Ons sal dalk baie keer vir iemand sê I agree to disagree, net omdat ons nie wil beklei nie, maar ons glo wat ons glo en ons wil eintlik glo dat wat ons glo die een regte waarheid is. Diep binne ons almal soek ons dit. Almal kan nie reg wees nie, ons soek die regte waarheid en dis die probleem. Dis die probleem en dit bring ons na die tweede punt, hoe klein en groot waarhede. Ja, hier sê jy vir my, ja Johan, okay, almal kan nie reg wees nie, maar wie is dan reg? Okay, wie is dan reg? So wat gaan jy nou vir my sê? Gaan jy vir my sê, Christendom is reg? Okay, dis 'n goeie vraag, kom ons spring onsself nie voor nie. Okay, kom ons gaan net gou stadig deur hierdie. Die vraag is dit moontlik dan? In die verwarring van 1000 verskillende waarhede, is dit moontlik om by die egte waarheid uit te kom? Dis die vraag. Wat is die actual waarheid? Jesus hier is vir ons tog 'n uitstekende en briljante voorbeeld. Voor ons nou 'n klomp aannames maak, kom ons hoor eers wat hy sê. Want Jesus hier is uitstekend. Jesus hier is ver voor die beste van filosowe. Het jy al ooit gewonder hoekom Jesus soveel maak van faith? Hy maak 'n massive deal oor faith. Wat glo jy om te glo? Okay, so bear with me for a second. Kom ons gaan net gedeur hierdie. Hier is behulpsaam. So vanaand in Johannes se evangelie, kom ons by hierdie plek van waarheid uit waar Pilatus vra, wat is die waarheid? Maar voor hierdie, het Jesus die werkwoord to believe 98 keer gebruik. En 40% van die totale gebruik van die woord to believe, faith, vind ons, 40% van daai gevalle van die woord vind ons in Johannes se evangelie. En meeste van die kere is dit omdat Jesus mense konfronteer met faith. Wat glo jy? Waarin glo jy? Vir Jesus, soos wat ons kyk na sy bediening, veral in die boek van Johannes, is daar niks belangriker as dit waarin jy glo nie. Waar is jou faith? To believe, pistuo, weet jy hoekom is dit vir Jesus so belangrik? Want per definisie beteken, die Griekse woord pistuo, beteken something to be held as true, worthy of being trusted, something that you hold in your heart as truth. Dis wat die woord to believe beteken. Jesus vra jou, what do you think is worthy of being trusted? What do you hold in your heart as true? Dis wat Jesus vra in daai woorde. In Johannes 12:36 lees ons hoe Jesus sê, while you have light, believe, trust in the light, that you may become children of light. En daar's vrek baie sulke voorbeelde, maar dit kom altyd vir Jesus neer op faith. Wat glo jy? Faith speel nie, en hierdie is omdat dit na die hart van dinge toe gaan. Faith vra, wat glo jy in jou hart? Omdat dit by die hart van dinge uitkom, die rede hoekom ek dink Jesus dit vra, en ek dink dit is duidelik in sy lewe is, want faith speel nie hierdie oppervlakkige speletjies nie. Faith wil direk by jou fondasie uitkom. Faith wil jou vra, waarin vertrou jy regtig? Waarop staan jy? Want sonder dat jy heeltemal besef, alles wat jy glo, vloei eintlik van groter waarhede in jou hart. Dit vloei van daar af. En hier is waar ons nou, waar dinge nou so 'n bietjie begin sin maak. Ek sê groter waarhede, want dis die beste manier om hierdie te verduidelik, in terme van groot en klein waarhede. Klein waarhede is hierdie elke dag se debatte en die chaos waarin ons vroeër verwys het. Dis klein waarhede. Dit is al die kwessies waaroor mense so vandag beklei. Nou, dis nie dat daai goed nie belangrik is nie, dit is, maar onder daai kleiner dinge, nie minder belangrik nie, net kleiner dinge wat ons glo, sê Jesus, nee, daar lê dieper dinge. Daar lê meer onderliggende waarhede, meer fundamentele waarhede, groot waarhede. En Jesus sê, wat is jou groot waarhede? Want dit beheer jou. Dit beheer jou. Oor 'n oomblik gaan hierdie nog steeds meer en meer sin maak. Jesus praat selde oor klein waarhede. Jesus, en dis nie dat daai goed nie van belangrik nie, hy praat daaroor, maar selde praat oor, want sy hoofbelang is die groot waarhede van jou hart. Waarin vertrou jy? Die groter goed wat ons in glo, vereis vertroue uit ons harte uit. Selfs die sekulêre wetenskaplikes wat sê daar is geen God nie, glo en vertrou op iets wat hulle nie heeltemal kan bewys nie.
Ek sê nie dat geloof blind is nie. Ek sê maar net bloot, daar's fundamentele vrae. Hoekom is ons hier? Is daar 'n God of nie? Wat is reg en verkeerd? Ethics, soos wat is reg en verkeerd? Wat gebruik jy om te bepaal wat reg en verkeerd is? Hierdie goed, al hierdie argumente, dis nie wetenskap nie. Hierdie is die onderliggende, diep, fundamentele waarheid van, dis nie wetenskap nie. En wat ek bedoel is, jy kan nie toets in 'n lab om te bepaal of daar God is of nie. Wetenskap gaan jou nie help om te verstaan hoe ons kan bepaal wat reg en verkeerd is nie. Dit gaan nie vir ons ethics gee nie. Wetenskap maak aannames, ja, en daai aannames vereis geloof. En Blaise Pascal het famously gesê, you cannot 100% of the time prove there is a God, but you also cannot 100% of the time prove there is no God. Hy sê nie dat daar nie argumente is nie. Natuurlik is daar argumente. Pascal bespreek al die argumente deeglik. Gaan kyk daarna. Maar die punt is, die argumente is maar net argumente. En hier is waar Jesus ons beter verstaan as wat ons onsself verstaan. Want Jesus verstaan, ons probleem is selde nie eers argumente nie. Hy sê, ons probleem is nie argumente probleme nie. Argumente gaan nie ons hart verander nie. Jesus sê, nee, daar's iets dieper. Ons probleem is 'n vertrouensprobleem. Ons probleem is, wat vertrou jy? Wat gaan in jou hart aan? Daai dieper goed, dit is wat saak maak. Rebecca McLaughlin, baie skerp PhD dame wat by MIT geswat het, verskriklike skerp dame. Sy skryf die volgende, gelowig is. Sy skryf, science can tell us about many things, but it cannot tell us the great why behind those things. Science has its place, and an important one, but as soon as it attempts to tell us about our purpose, the great why, then it is no longer science. Then it becomes philosophy, and then it requires faith. So whoever you are, whatever you believe, you are betting your life on an act of faith, that either there is or is no God. Secular people have a view of the world that it is only material, a claim that cannot be proven. And so it is as much an act of faith as it is to believe God created the world, as it is to believe that out of nothing suddenly there was something and it is all material. Baie behulpsaam. Die punt is, maak nie saak wat nie, daar is fundamentele vrae. En die antwoorde op daai vrae vereis faith, vertroue. En dit kom altyd neer op wat jy vertrou. Jesus verstaan hierdie deel van ons beter as wat ons doen. En hy vra, reg deur sy bediening, wat vertrou jy? What do you believe in? Waarin plaas jy die vertroue? Waarin plaas jy jou vertroue, sodat jy hierdie wêreld beter kan verstaan? Want hierdie is groot. Die feit dat jou hart die verkeerde dinge vertrou, om sin te maak van hierdie komplekse wêreld, is die oorsprong van al jou harte. Dis wat Jesus probeer sê. Die feit dat jou hart in die verkeerde, fundamentele dinge vertrou, om sin te maak van hierdie komplekse wêreld, sê Jesus, is die oorsprong van al jou probleme. Dis huge, wat ek nou gesê het. Dis huge. En so hierdie bring ons na die laaste punt toe. Jesus sê iets wat ons regtig moet skok. Hy sê hy is die waarheid. In die midde van Pilatus se verwarring, in die midde van 'n wêreld vol teenstrydige waarhede, hoor wat sê Jesus. Jesus sê in vers 37, for this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world, to bear witness to the truth. Everyone who is of the truth listens to my voice. En soortgelyk, Johannes 14 vers 6, Jesus se eie woorde, I am the way, the truth and the life. Jesus sê, jou hartsvertroue, die fundamentele vertroue van jou hart is in die verkeerde ding geplaas, en daarom is die wêreld 'n warrelwind van teenstrydige waarhede, en die waarheid gaan altyd wegvlug van jou af. Hierdie moet ons ruk grootendeels, want niemand het al ooit in die geskiedenis van die mensdom sulke verskriklike ding gesê soos wat Jesus hier sê nie. Daar is mense wat hierdie goeie sal sê, maar hulle is gewoonlik mal. Okay, die bekende argument van C.S. Lewis gaan so, Jesus was either a liar, a lunatic, or he was actually Lord. En amper niemand kyk na Jesus se lewe en sê hy was mal nie. Niemand, dit tot nie eers sekulêre ateïste kyk na Jesus se lewe en verklaar dat hy mal was nie.
Niemand sê hy was mal nie. Niemand sê hy was selfsugtig of hy het 'n agenda gehad nie. Hoe kon hulle? Jesus, die hele wêreld verstaan, gelowige en ongelowige verstaan, dat Jesus is die grootste inspirasie van wat liefde is, want hy het sy newe neergelê om die wêreld te kom red. En dis hoekom hierdie ons moet skop, want dis wat Lewis sê. Al wat oorbly, as Jesus nie selfsugtig was, as hy nie mal was nie, dan is al wat oorbly die feit dat al hoekom hy hierdie ding sou gesê het, is omdat hy actually Lord was. Hy was actually regtig die gestuurde seun van God, die lewe, die weg en die waarheid. En so, ja, dis 'n sprong vir jou. Dalk is jy 'n ongelowige en dis 'n massiewe sprong, maar vir 'n oomblik kan ons net gaan aanneem Jesus is Lord. Vir 'n oomblik kan ons net gaan aanneem hy is die waarheid. Okay, hy het gekom om ons te wys wat die waarheid is. Want dis wat Jesus sê. En so kom ons neem dit net aan. Hy het vir hierdie rede gekom om te getuig vir ons van die waarheid. Hy het gekom om fondasies letterlik te kom verwyder in ons lewe en om homself die fondasie te maak vir ons harte. Hy sê, reg deur Johannes, sê Jesus vir ons, kom ons neem net gaan aan, hy is die waarheid, en hoor wat sê hy van jou hart. Jesus sê in Johannes 3 vers 19, sê hy, and this is the judgment. The light has come into the world, and people have loved the darkness rather than the light because their works were evil. Sjoe, dit is wat Jesus sê van ons harte. Ons is in die donker. Wat beteken dit? Ons is letterlik hier op aarde mense wat rondloop in 'n pikdonker kamer. Ons soek vir waarheid, so voel met ons hande uitgesteek in 'n donker kamer. Ons voel wat is die waarheid. En ja, partykeer voel ons reg. Partykeer kom ons by 'n lamppaal aan en ons voel met ons hande. En ja, partykeer kan ons bepaal dat daar 'n lamppaal is. Ons kan partykeer uitmaak wat dit is. Maar dit is vir ons onmoontlik om die groter prentjie te sien. Want die kamer is donker, die fondasie is verkeerd. Ons groot waarhede is whack, dis uit plek uit. En so, dis soos vir ons om darts te gooi in 'n donker kamer. As jy 1000 darts gooi, dan gaan jy die bord ergens dalk tref, maar moenie eers droom daaraan om die bullseye te probeer kry nie. Dis waar ons is, ons harte is in donker, dit is wat die Bybel vir ons sê. Mense is goed gemaak, maar sonde het hierdie goedheid kom bederf en die beeld van God in die mensdom is geskeur. Dis wat sonde kom doen het. Jesus sê vir ons oor en oor. Hierdie is Jesus se boodskap aan ons as mensdom. Ek het hierdie ook gekry by 'n bekende skrywer. Hy sê, humanity had the potential to know an all-powerful God intimately and to live under his care forever. However, that once bright room of the mind that could intimately know God was now completely dark. Thus, sin has particularly affected the mind. Our minds darkened by sin, humanity could no longer know a relationship with God, seeing him and seeing the world in relation to him. The distorted image of God explains why we go wrong with regard to our thinking, our emotions, our conduct, and our seeking after the truth. Humanity's minds are darkened, and there is a desperate need for light. Sien julle hoekom Jesus verklaar dat hy die lig is? As sonde ons regtig so geaffekteer het, as ons regtig blind rondloop, is daar enige hoop? Is ons enigste hoop nie, dat iemand sal kom, en vir ons die lig sal kom aansit in die donker kamer waarin ons vasgevang is nie? En gegeewe alles wat ons weet waar is van Jesus, is dit nie eintlik baie moontlik, dat hy nie presies daai persoon is nie. Hy is die een wat gekom het, om letterlik die lig te kom aansit, in die verdwaaldheid van die donker kamer waar ons vasgevang is nie. Natuurlik gaan die storie, Jesus se storie gaan aan, en Jesus se storie bewys net meer en meer, hierdie sondige haat. Jesus is daar, hulle skree, die mense skree, kruisig hom, skree die mense uit die sonde van hulle hart uit, kruisig hom. Pilatus offer om Jesus te laat vrygaan, maar die mense kies letterlik vir Barabbas, 'n moordenaar, om vrygelaat te word, want hulle weier om die Jesus wat hulle genees het. Jesus wat vir hulle die waarheid kom deel, die Jesus wat hulle nog net lief was. Hulle verkies om hom te laat vermoor aan die kruis.
Hierdie is seker vir my die hartseerste ding wat ons sien in Jesus se getuienis van die waarheid. Jesus sê vir ons, die mensehart is donker, hy soek nie eintlik die waarheid nie regtig nie daai groot fundamentele waarheid nie, want hy wil nie, die mens wil nie hoor hy sondig nie. Sien, Jesus vang ons uit. Hy weet ons moet in iets vertrou. Ergens moet ons 'n groot waarheid hê om die wêreld te verstaan. En gebaseer op jou groot waarhede bepaal dit al die ander waarhede in die lewe. Maar die challenging ding wat jy vanaand wat jy vanaand moet hoor, is dat selfs al is die fundamentele waarheid kom ek stel dit so. As jy nie begin by Jesus nie, gaan jy nie hierdie wêreld en die 1000 klein waarhede van elke dag, jy gaan niks kan verstaan nie. Jy gaan sekere dinge kan verstaan, maar jy gaan dit nie ten volle verstaan nie. Jy gaan nie daai groot prentjie sien nie, want die donkerte van jou hart en van jou daai kamer, die lig in die kamer moet aangesit word. Dit is fundamenteel. Jesus wil hê ons moet hom sien as fundamenteel. Hy wil nie eers praat oor al die klein waarhede nie. Hy wil praat oor daai fundamentele vertroue van jou hart. En ons gaan altyd onseker bly. Die waarheid gaan altyd ver van ons af weg voel sonder Jesus. Ons gaan altyd vasgevang bly in die donker echo chamber van hierdie wêreld. En ons gaan nooit ten volle die waarheid kan kry nie tot iemand van buite afkom in die echo chamber in nie en vir ons die lig kom aansit, vir ons die deur kom oopmaak en ons kom bevry van die plek waarin ons aan vassit nie, en dis wat Jesus kom sê. Jesus kom sê, ek is die lewe, die weg en die waarheid. Jesus kom sê, vertrou my, volg my, gee vir my die geleentheid om die fondasie te wees van die vertroue van jou lewe. En dan beloof Jesus die hele wêreld gaan meer sin vir jou maak. Dit is God se woord vir ons vanoggend. Kom, ek bid vir ons en dan vra ons dat die Here ons sal help om hierdie baie komplekse ding beter te verstaan. Ons bid in Jesus naam. Kom ons bid in Jesus naam. Almagtige God, Vader, ons bid nou en vra kom en ja, hierdie ding is kompleks. Kom en maak dit meer en meer duidelik vir ons. Vader, daar waar hierdie preek kort skiet, Vader, sal U die Gees stuur om te kom lewe bring waar daar dood is, om te kom sin maak waar daar onsekerheid is. En lei ons om te sien wat Jesus se uitnodiging regtig is. En help ons om daai stap van vertroue te neem. Bring lewe waar daar dood is, Vader, help ons om daai stap van vertroue te neem, om ons hart vir Jesus te gee, sodat ons kan begin sin maak van die komplekse verwarring van waarheid wêreld waar ons bly. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Lig.Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.lig.com of kontak ons gerus by info@lig.com.